Goeiemiddag vriende, dit is ons tweede videoetjie wat ons vandag maak. Ek het dit goed gedink om gister se diens so in die vorm van 'n video oor te maak. En dat dan gebeur daar twee dinge. Jy het dit tegelykertyd as deel van die Pinksterreeks op video en op klank. En ek het in elk geval vergeet om die telefoon aan te skakel en eers hierna ongeveer 15 minute in die diens het ek onthou om die telefoon aan te skakel. So ons sit nou met hierdie volledige gedeelte. Ons is vanmiddag besig met 1 Johannes 4, die laaste gedeelte daarvan. Die perikoop is 'n bietjie groter. Johannes se oorgang hierdie keer is so 'n bietjie duideliker as wat hy die ander kere is, en ons het alreeds gesê dat hy eintlik op 'n wonderbaarlike manier partymal die oorgang doen. Maar ons is vanmiddag met 1 Johannes 4 vers 7 tot 21 besig, en dan gaan ons van hoofstuk 5 af tot by van vers 1 tot by vers 12 môre, en woensdag van vers 13 tot 21, en dan hopelik het ons die boek redelik onder die knie gekry deur bietjie lekker daarmee saam te dink en daaroor saam te gesels. Ons het vanaand 'n Zoom geleentheid, so ek gaan oopmaak en ons gaan die boodskap bring, en dan gaan ons so bietjie, as daar vrae is of gedagtes is wat daar uitkom, gaan ons dit vir julle beantwoord, of sover as wat dit moontlik is vir my om dit te beantwoord, sal ek dit dan doen. Ek is jammer oor die klank van die vorige videoetjie. Dit klink vir my die mikrofoontjie het nie heeltemal kontak gemaak of so iets nie, so dit het met die rekenaar se eie mikrofoon opgeneem, en dan klink dit 'n bietjie hol, maar die klank is tog redelik goed daar. Ons gewoonte is om te bid, en dan lees ek vir u die teks voor, en dan dink ons 'n bietjie daaroor na. En ons gaan nou, terwyl ons met hierdie tweede videoetjie vandag besig is, gaan ons dit weer ook so doen. So, kom ons buig ons hoofde. Here, ons Here, U is die groot en almagtige God van die hemel en die aarde. U is die Here vir wie ons graag neerbuig. U is die Here wat U self met ons kom bemoei het, wat moeite gedoen het met ons, wat nie net U seun vir ons aan die kruis laat sterwe het nie. Dit is vir ons die heel belangrikste moment van ons verlossing, maar dat hy ook opgestaan het, en dat hy lewe, dat hy hemel toe opgevaar het. En toe hy van hierdie aarde af weggegaan het, het daar 'n nuwe era, 'n nuwe dispensasie aangebreek. En dit is dat hy sy gees oor ons uitgestort het. En vanmiddag verneem ons weer so 'n bietjie van hierdie gees wat in ons woon, en dit wat die gees in ons doen. En ons wil vanmiddag bid, Here, dat U vir ons ook sal seën in ons nadenke, en dat ons U woord sal hoor, soos wat U dit ook vir ons gee, en soos wat U ook bedoel het, dat ons dit sal verstaan. Dankie vir U liefde vir ons, en dat ons van daaruit dan ook vanmiddag hierdie paar gedagtes met mekaar kan deel. In Jesus se naam. Amen. Vriende, nou die gedeelte oor van vers 7 tot vers 21, en eintlik 'n bietjie verder handel oor 'n lewe in die liefde van God. Nou, voordat ek die teks lees, wil ek net daaraan herinner dat Johannes deurlopend besig is om die verbondenheid tussen die gelowiges en die apostelgroep aan die een kant, en die Vader en die Seun aan die ander kant, om dit vir ons deur te trek. En deur die boek was hy die hele tyd besig met so 'n wisselwerking van die goed wat die verbondenheid bevorder, wat dit sterker maak, waardeur ons groei, en ook die goed wat die verbondenheid laat verbrokkel, en wat dit swakker maak, en dit uitmekaar het laat val. En hy het ons met dringende waarskuwings het hy na ons gekom om vir ons te sê, daar is goed wat ons baie versigtig voor moet wees, wat algemeen in die lewe waarin ons staan voorkom, maar wat ook deur op maniere hanteer kan word, nie net deur onsself nie, maar juist deur onsself in die krag van God.
En daarom kom hy dan ook uiteindelik daarby uit om met ons te begin praat oor die gees wat in ons woon. So hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, gaan ook oor die gestaltes van die gees wat in ons woon, of oor een van die gestaltes van die gees wat in ons woon. So kom ons luister na die woord. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Ek wil net die woordjie unieke hier vinnig verduidelik. Dit beteken, daar is nie nog een soos hy nie. Dis wat die woord wat uniek beteken. Daar is nie nog een soos hy nie. Hierin bestaan die liefde, dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir die sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees deel laat kry. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan, dat die Vader en die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde en wie in die liefde bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê omdat ons in hierdie wêreld soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan nie vir God lief hê nie, wat hy nie kan sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dit is die woord van die Here vir ons vanmiddag. Ons luister na sy woord, ons word daardeur verryk, maar dit is ook baie belangrik dat ons daardie woord oor nadink. En nou, dit is nie 'n baie gekompliseerde teks hierdie nie. Dis 'n baie vloeiende teks. Dit handel eintlik in wese handel hierdie hele teks oor een van die uitstaande kenmerke van God. En dit by name dat God liefde is. En dat hierdie God is liefde, wat 'n hele paar keer in hierdie teksgedeelte in daardie woorde herhaal word, 'n bepaalde invloed op ons lewens, die manier waarop ons lewe het. Nou kom ons sê net gou vir mekaar, die verband wat die wêreld gelê het tussen liefde en seks, is 'n verkeerde verband. Daar is nie in die Bybel so 'n verband nie. Die gedagte van dat daar 'n bepaalde emosie binne in liefde is wat 'n mens opwek en jou prikkel en jou aan die gang wil hou en jou wil laat voortplant op 'n geordende wyse, is nie vreemd aan die Bybel nie, almins nie, maar die primêre betekenis van liefde in die Bybel is nie het niks te doen met die Hollywood idee dat dit 'n kwessie van making love is nie. Dit het daar niks mee te doen nie. Hierdie liefde waarvan Johannes hier praat, is die liefde wat vanuit God in ons lewens invloei en wat maak dat ons op so 'n manier met hom, met onsself en met mekaar omgaan, dat sy gees deur ons sigbaar word. Ja, dat hy self
deur ons sigbaar word in hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe. Daarom begin Johannes met die hele gedagte dat liefde uit God is. Om die mense daarvan sê, ek dink 'n mens kan sê, daar gebeur in hierdie teks rondom die hele gedagte van liefde, gebeur daar 5 dinge. En ons kan hulle een vir een aftiek, soos wat ons deur die teks gaan. Nou hulle word baie dikwels effe deur mekaar genoem, en hulle word baie dikwels herhaal en oorspoel mekaar, maar dit wil juist die belang van dit waaroor dit hier gaan, wil dit beklemtoon. So, wat Johannes vir ons wil in wese sê, is dat die manier waarop 'n Christen in hierdie wêreld lewe, die manier wat iemand wat deur die Heilige Gees vervul is, of soos wat ons nou in ons beeldjie gesê het, so vervul is dat dit oorvloei, en dat dit ons heeltemal bedek, dat die Heilige Gees nie dit nie hy, dat hy in ons lewe en so vir ons vervul, dat hy uiteindelik oorspoel en ons heeltemal bedek, daardie Gees wat in ons woon, en wat vir ons laat gestalte gee aan God se gedaante, se liggaam, is die Heilige Gees wie se liefde in ons lewe. Daarom skryf Johannes in hierdie gedeelte vir die gelowiges aan wie hy verkondig. Dit is nou die wat saam gebind is, die wat in verbondenheid met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en die Seun lewe. Hier skryf hy, God is liefde, en die kenmerk van mense wat hom ken, is dat hulle ook lief het. Dis verskriklik belangrik dat ons vir mekaar sê, die kenmerk van 'n gelowige is nie of jy in tale kan praat, of jy 10 keer gedoop is, of jy die een of ander wonderlike ervaring, buitengewone ervaring van wat ook al het. Die Gees is 'n baie bedrieglike ding, en die Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Die kenmerk van 'n ware Christen, die kenmerk van iemand wat vanuit God lewe, is nie al hierdie ander snaakse goed nie. Dis 'n eenvoudige lewensbeginsel. God het lief, God is liefde, en hy verwag van my om lief te hê. En as ek met liefde in die wêreld optree, en as ek nie besig is om my eie beeld te blaas, en as ek nie besig is om dinge so te wimpel, dat ek elke keer die een is wat die meeste eer, en die meeste lig, en die meeste kalklig en sonskyn kry nie. En ek lewe in liefde, en ek erken ander mense se lewens, en ek erken ander mense se behoeftes, en ek erken dat ander mense belangriker is as ek, dan het ek dood eenvoudig by die punt gekom, waar ek bewys dat ek vir God ken. En dit is nogal verskriklik belangrik, want om in God te glo, beteken in die finale instansie dat ek hom nie net ken nie, maar dat ek hom ook vertrou. En Johannes spreek al twee hierdie gedagtes van ons ken vir God en ons vertrou vir God, spreek hy in hierdie gedeelte aan. Daarom is dit so belangrik dat ons nie sal rondval om elke nou en dan na nog 'n prestasie, nog 'n belewenis, nog 'n geesteservaring te soek nie, maar dat ons sal rustig raak in ons liefde, en dat ons die liefde sal begin uitleef soos wat God in Jesus Christus dit vir ons gedoen het. Weet jy, as 'n mens na die lewe van Jesus Christus kyk, wat nou ons voorbeeld moet wees, en baie dikwels as 'n mens so luister na die wederdopers, dan maak hulle 'n redelike issue daarvan dat hulle soos Jesus wil, en dan is dit die maklike goedjies, die doop, en sulke goed wat hulle doen, wat hulle soos Jesus maak, terwyl die Bybel eintlik wil hê dat jy is soos Jesus, wanneer jy soos Jesus mense lief het en jou lewe ter wille van hulle neerlê. Dis al wat daar in die Christelike lewe nodig is om te wys dat ek vir God ken. Die tweede dingetjie wat in hierdie gedeelte gesê word en wat hierby baie nou aansluit, is dat die hoogste openbaring
van God se liefde, die offer van sy seun aan die kruis is. Vriende, daar is nie 'n ander manier om regtig die liefde van God te bewys as die lyding, die pyn, die helse verlatenheid wat ons Here Jesus Christus aan die kruis ervaar het, ter wille van jou en ter wille van my. In daardie lyding, in daardie pyn, in daardie seer, het hy al ons swakhede, al ons sondes, al ons onvolkomenhede, het hy op hom geneem. En hy het daarvoor voor God gaan betaal, sodat ek en jy deur God vrygespreek kan word, dat hy vir ons kan sê, ja, jy is skuldig in alle opsigte, in jouself skuldig, maar vrygespreek, want Jesus het die losprys vir jou betaal. Vriende, en dit is die hoogste, en Johannes maak baie daarvan in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Dis die hoogste openbaring van God se liefde, wat aan die kruis op Golgotha gebeur het. Ja, in die koms van die seun van die mens, in die lewe van die seun van die mens, in die verwerping van die seun van die mens deur die Jode, in die verhoor met valse aanklagte van die seun van die mens, in die marteling van die seun van die mens met slae en spoeg en doringkroon en alles wat daarmee gepaard gaan, lê daar ook 'n stuk van God se liefde geopenbaar. Maar uiteindelik wanneer hy aan daardie kruis hang en daar sê Elohi, 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 lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik wanneer hy daardie woorde uitspreek, bereik die liefde van God, die openbaring van die liefde van God sy hoogtepunt. En daar word ek en jy bewus daarvan hoe lief God ons regtig het, tot watter mate hy bereid is om opofferings te maak, sodat ons weer soos Adam en Eva voor Genesis 3 net aan hom kan behoort. En dit is wat Johannes ook in hierdie gedeelte wil hê. En daarom gaan dit vir Johannes oor hierdie verbondenheid van die gelowiges met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en met die Seun. Dit alles hou noukeurig met mekaar verband. Nou kom Johannes in die derde plek in hierdie gedeelte en hy kom roep ons op om hierdie liefde ook aan mekaar te openbaar. En van vers 11 af sê hy baie interessante goed in hierdie teks oor hierdie oproep wat hy doen. Hy sê onder andere hier dat die liefde is en dit het hy nou van vers 7 tot vers 10 het hy dit nou gesê in hy gediggie, het hy nou gesê die liefde is die openbaring van God. As waar die liefde sigbaar word, daar word God sigbaar. En nou sê hy, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar ek en jy word daartoe getaak, ons word daartoe opgeroep, ons word daartoe bemagtig, die Heilige Gees kom woon in ons, sodat ons daardie liefde, daardie gestalte van God sigbaar kan stel in hierdie wêreld. Want niemand het vir God nog ooit gesien, sê Johannes. Daar is nie 'n mens op die aarde wat kan sê, ek het God gesien nie. Ja, daar is baie mense wat op aanspraak maak, daar is baie mense wat hierdie God het vir my gesê, of die Here het vir my gesê, of ek het hierdie boodskap direk met 'n rooi telefoontjie van die Here gekom, jy moet dit en die en daai en nog 'n ding doen, dis nonsens daai. Dit is 'n vals evangelie, daar bestaan nie so iets in die wêreld van die Christendom nie. Dit is valse geeste wat daardie boodskapies probeer uitdra, en dit, as jy self daaraan deelneem, moet jy dit stop, want jy is besig om die evangelie van ons Here Jesus Christus intens skade aan te doen. Nee, niemand het God nog ooit gesien nie, maar, en dit is verskriklik belangrik, as ek en jy begin lewe op so 'n manier, dat ons naaste baie hoër staan as ons, dat ons naaste vir ons die belangrikste is, dat ons bereid is om op te offer om ons naaste te versorg, ja, dat ons selfs bereid is om ons lewens neer te lê, sodat ons broers en susters
daardeur begenadig, ekskuus tog, daardeur begenadig mag word, dan my liewe vriende, raak baie diep bewus daarvan, dat jy dan vir God sigbaar stel. Daarom sê Johannes in hierdie gedeelte, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons aan sy gees deel laat kry en ons het dit aanskou en ons getuig daarvan die Vader die Seun as verlosser na hierdie wêreld toe gestuur het. Net nie nodig om meer as dit te weet nie. Jy moet net die liefde van God gaan lewe in hierdie gebroke wêreld, want hierdie inwoning van God deur sy gees, van die drie enige God deur sy gees, is die een teken wat ek en jy kan leef, is die bron van die liefde wat as teken van God se inwoning in ons lewens ook gebeur. Dan gaan Johannes nog 'n bietjie verder met hierdie hele gedeelte en hy sê in die elke dag se lewe is daar dikwels mense wat in vrees lewe. Mense is bang. Mense is bang vir aanvalle van buitekant af. Mense is bang vir vermoor word. Mense is bang dat skelms hulle bankrekening sal leegmaak. Mense is oor die algemeen bang. En nou kom Johannes en hy sê in die liefde is daar geen vrees nie. Want jy sien as jy lief het, dan is jy vir niemand 'n bedreiging nie. En dit is die sleutelgedagte van dit wat ek en jy hier moet verstaan. As jy lief het, is jy vir niemand 'n bedreiging nie. Jy maak nie seer nie. Jy kwets nie onnodig nie. Jy praat nie die waarheid oor iets nie. Jy is gewillig om vir die wêreld, vir die mens, vir jou naaste so te getuig, dat selfs al is die waarheid daarin, dat dit so 'n bietjie vir ons moet tot stilstand ruk, dat ons nog altyd daardie waarheid met mekaar kan deel, omdat ons in liefde met mekaar omgaan. Hy sê, vrees het te doen met straf. Vrees maak ons bang, want dit beteken ons word vir iets gestraf. Hy sê, en kinders van God vrees nie straf nie, want kinders van God se straf het verbygegaan. Jesus het dit gedra. Hy het dit volledig kruis toe gevat en daarmee gaan lewe. So, ons het lief, sê hy dan, as hy hier oor hierdie vreesgedagte handel, dan sê hy, ons het lief omdat ons eerste lief gehad het. Dis nie die eerste keer wat hy die woorde sê nie. Hy sê, alreeds van tevore sê hy, ware liefde is nie dat ons vir God lief het nie, maar dat hy vir ons lief het. So hy handel oor hierdie gedagte dat die ware liefde iets is wat uit God uit opkom, en hy daarmee begin en hy gaan daarmee amper eindig. So hou daaraan vas, bly besig met die wete dat God in sy alwysheid het hy dit so beskik, dat die liefde die bron is van die lewe, dat die liefde die bron is van die geestelike lewe wat ek en jy uitleef. Nie die soeke na nog 'n geestelike ervaring of nog 'n geestesbelewenis of nog 'n ding wat die Heilige Gees in en deur jou doen, wat hy waarskynlik nie gedoen het nie, wat jy maar net op aanspraak maak omdat jy graag beter wil lyk as ander mense, wat die liefdeloosste ding is wat 'n mens kan doen. Nee, nonsens man, ons is nie mense wat lewe met die kalklig op ons nie, ons is mense wat lewe met die getuienis dat God liefde is, en dat sy liefde in ons lewens vir ons die moeite werd maak om te lewe. Daarom sê hy, as jy lief het, as jy sê dat jy vir God ken, en as jy sê dat die liefde van God in jou woon, dan kan jy nie jou broer haat nie. Dit is onmoontlik. En met die woordjie haat het ons mos nou weer hier te doen met 'n stuk selfsug, met 'n stuk eie ek wat kom uitkruip. En Johannes wil juist vir ons sê, Jesus se liefde werk nie so nie. Jesus se liefde het nie haat nie. Daar kan nie haat in selfsug en eie waan en sulke goeders in Jesus se liefde wees nie. Jy moet dringend tot stilstand kom as dit deel manier van dink daaroor is, en net weer terugkom na die hele gedagte
dat as ek vir God lief het, dan het ek ook die wat ek rondom my kan sien, het ek hulle ook lief. Daar's 'n ou bekende Engelse liedjie, ek dink as 'n Vincent vrou wat dit sing, wat dit oorspronklik geskryf het en dit eintlik gesing het, en die liedjie se naam is You Don't Love God If You Don't Love Your Neighbor. Nou ek wens ek kan dit vir u speel, maar ek mag nie op YouTube so iets plaas nie, dit maak dit nogal vir my of stel my bloot aan oortreding van die kopiereg, en ek wil nie dit graag in my YouTube boodskapies hê nie. Behalwe as ek kan toestemming kry om dit te doen, en ek weet nie eers waar maar te kontak om toestemming te kry nie. So ek wil nie die liedjie vir u plaas nie, maar u kan dit self gaan opsoek op YouTube, het kom daar voor, Rhonda Vincent, dink ek is haar naam, R-H-O-N-D-A, Vincent is haar naam, en sy sing, You Don't Love God If You Don't Love Your Neighbor. En dit sal goed wees as elkeen van ons so bietjie gaan luister na daardie woorde. Daarom sluit Johannes hierdie woorde af, hierdie gedeelte af met die woorde, wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Want you don't love God if you don't love your neighbor. Dis so eenvoudig soos dit is. As jy nie jou broer, jou buurman, jou naaste lief het nie, dan liet jy ook nie vir God lief nie. Punt. Dis nie onderhandelbaar nie. Dit is die einde van die storie. Ek praat nie van daai geleenthede wat ons die kleed van die Heilige Gees waarmee ons oordek is 'n bietjie oplig nie. Ek praat van die toonaard van jou lewe. Is die toonaard van jou lewe liefde of is die toonaard van jou lewe haat? Dit is die derde laaste van ons geleenthede hierdie. Ons is amper deur die Johannesboekie, 1 Johannesboekie, en ons wil vir julle nog eens daarvan verseker dat ons in hierdie Pinksterreeks vir elkeen bid dat ons deur die krag van die verstaan van ons onderlinge verbondenheid, ons verbondenheid met die apostelgroep en ons verbondenheid met die Vader en die Seun, wat ook God tot gestalte kom deur die oordekking van die Heilige Gees, die vervulling, die termate volmaak van die Heilige Gees van ons lewens, dat dit oorvloei in ons hele bestaan bedek, dat jy daardeur regtig ook sal ervaar, dat God die bedoeling het, dat jy in die geloof en in jou verhouding met hom sal groei, totdat jy so lewe, dat die God wat leef in jou sigbaar word. Ons bid dit vir julle in die naam van Jesus toe. Amen.